almal veilig hier vanoggend by mekaar te kom. Weer ons het gekom, want ons het 'n verlange. Ons het 'n verlange om saam met broers en susters U naam te kom groot maak. En vanoggend wil ons U loof en U prys, dat U ons skepper God is en ons verlosser God. Weer ons kom, en ons weet, dat in onsself, ons nie waardig is om hier te wees nie. En dat ons alleenlik hier kan wees, as gevolg van U groot liefde en U genade. Ons pleit by U, om opnuut vanoggend by ons te tabernakel. Wees ons nog 'n keer genadig, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Nou die Bybel saam oop te maak by 1 Samuel 4, en ek lees vir ons daar vers 10 en 11. Lees julle almal dit in die familiebybel. In die groot druk vanoggend. OK. Alright. Ek wag vir die bladsye, maar ek hoor niks nie. So ons neem aan almal lees uit die familiebybel. 1 Samuel 4 vers 10 en 11. Toe die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy tente toe. En die slagting was baie groot. Van Israel het daar 30.000 voetgangers geval. Die ark van God is ook geneem. En die 2 seuns van Eli, Hofni en Finehas, het gesterf. Mag die Here vanoggend sy geleesde woord seën. Oh
beter. Nou kan ek julle sien ten minste. Ek is so bang, Karen sit daar agter en die worsie sit daar agter en al wat daar agter sit maak my bang. Hulle sê, hoe meer mense agtertoe in die kerk sit, hoe nader is hulle aan die deur. Ek weet ook hoe my ma daar agter sit. Sy kan nie verder loop as dit nie. So ja, is dit reg hier, Piet? Is dit reg hier so? Gaan dit goed met julle? Ek kan so sien. Is geen skare net hier aan my linkerkant of my regterkant nie. Die Here is goed vir julle. Kom ons sluit die oop. Liewe baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dat U ons as die Van Wyks reisende genade gegee het. Maar so dat U ook elkeen wat hier is reisende genade gegee het. En soos om Dani gebid het vanoggend, dink ons aan diegene wat doelbewus gekies het om nie hier te wees vandag nie. Ons wil ook aan diegene dink wat dalk bitter graag hier wou wees, maar om een of ander omstandighede hulle verhoed het om hier te wees. Here, dan vra ons U dat U ook asseblief hier sal wees. Ek vra U om my lippe aan te raak met 'n koel vanaf die altaar. Sodat hierdie woorde wat ek vanoggend vir U kinders gaan lees, dat dit nie my woorde sal wees nie, maar dat hulle sal besef, dis U woorde wat lewend is en wat lewe gee en wat verandering bring en transformasie bring. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U hierdie woorde vir ons gegee het. En mag ons nou besef, opnuut, dat dit heilige woorde is. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So ons lewe in heel waarskynlik 'n land waar as daar 'n sensus gehou moet word en mense aan die burgers van hierdie land se deure moet klop en vir hulle sê, as wat klassifiseer julle julleself? Dink ek sal die meeste hulle self klassifiseer as Christene, reg? Maar wat beteken dit? Wat beteken dit as ek op 'n papier invul Christen? As jy in die hospitaal lê, dan kry ons daai lysie. Hulle moet dan weet wie om te bel as die dokter droog gemaak het. Weet. Wie moet gou kom bid as die dokter droog gemaak het? Kry jy die lysie en jy vul daarin. Ek dink baie mense wat hulle self klassifiseer as Christene, sal nooit eers 'n verduideliking kan gee van die eenheid wat heers tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek dink min mense wat hulle self klassifiseer as Christene, sal kan verduidelik wat die term regverdigmaking deur geloof beteken. Baie mense assosieer Christendom met een dag in 'n week wat ons saamkom en saam aanbid. Ek luister op pad hiernatoe na een van Morris Wenden se preke waar hy sê hy het 'n survey. Wat is die mooi Afrikaans vir survey? Dis die beste Afrikaans, survey, né? Survey gedoen tussen sy gemeentelede daai jaar. En 1 uit 4 het erken dat hulle daagliks hulle Bybel lees en bid. 3 uit 4 het gesê wanneer ons by die kerk is op 'n Sabbat. Dis waar ons Bybel oopmaak en dis waar ons saam bid. Baie mense erken hulle self as Christene of as Adventiste. Maar wanneer ek die SARS-vorm invul, dan is dit bietjie anderste. Martin staan vanoggend hier en hy praat oor gaan om alles op te gee en hoe moeilik dit is. Weet julle hoekom is dit so moeilik? Ek wou nie toe sê toe my op die spot sit nie, ek wou weet, hoe weet jy? Ek wil dit vra vanoggend, Martin. Weet julle hoekom wil ons nie gaan nie? Want ons konsep van God is nie 'n konsep waar God elke dag by ons is nie. En saam met ons wandel.
Hoekom wil ons nie gaan nie? Want God is ver afgeleë vir ons. En selfs wanneer ek daai SARS-vorm invul, sien God nie wat ek daar doen nie. Reg? As God daai stoel moes uitskuif, daar waar ek sit by die tafel in die SARS-vorm invul, en hy sou nou daar kom sit het so, en net 'n bietjie geloer het op my papierwerk. Hoe sou ek dit dan ingevul het? Bietjie meer eerlik? Verseker. Iemand het eendag gesê, in die begin het God gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld. En sedert dit, probeer ons God skep na ons beeld. Mense sê baie keer vir my, joh, Werner, baie dankie dat jy jouself beskikbaar stel om in God se diens te wees. Dan dink ek, joh, wat beteken dit? Wat beteken dit? Beteken dit God is afhanklik van my? Of beteken dit dat ek afhanklik is van God? Patrick het dit so raak gevat vanoggend. Hy het gesê, God het klaar gekies wie hy gaan gebruik. Dis nie ek wat myself beskikbaar maak nie. Dis God wat my gekies het. Yes, leraar, jy is hard vanoggend. Nee, ek is nie. Ek is nie. Wat is my tema? Waar soos dit? Ek kan nou net onthou wat is my tema nie. Wanneer die heerlikheid van God ons verlaat het. Hoe seker is ons? Die Heilige Gees is nog hier. Julle kan saam praat as julle wil. Hoe seker is ons? Die Heilige Gees is nog hier. Tannie Cheryl sê, sy is nog lewendig, as dit nie vir die Heilige Gees was nie. Tannie, daar's baie mense wat in hierdie wêreld wat lewe sonder die invloed van die Heilige Gees. En hulle harte klop nog. Maar, vandag is dit 'n waarskuwende boodskap, maar ook 'n boodskap van ongelooflike genade en liefde. Josua 18. Wie het julle Bybels hierso? Kom, julle hoef nie nou by Josua 18 oop te maak nie, maar ek wil hê julle moet graag by die boek 1 Samuel oophaal. Want ons gaan bietjie deur 'n paar hoofstukke gaan. Ek gaan nie alles lees nie. Julle sal hier bly tot vanmiddag, né? Maar in Josua 18 gebeur daar iets ongeloofliks. So Josua en die volk het die beloofde land ingeneem. Nou is daar 7 van die stamme wat nog nie hulle grondgebied gekies het nie. Hoekom nie? Is hulle onseker? En Josua gaan en hy vat die ark van God en hy sit hom daar by Silo neer. Die tabernakel van God. En hulle trek loetjies oor wie, eers moet hulle die gebied gaan, die gebied wat nog nie opgeëis is nie, moet hulle gaan map out, né? Hulle moet 'n kaart gaan trek en dit optrek, en dan trek hulle loetjies. Maar hierdie hele proses vind in die teenwoordigheid van God plaas, reg voor die verbondsark. Want God het gesê, ek sal daardie land aan julle gee. En soos die lood val op die volke, plaas Josua 'n seën op daardie verkiesingsproses. Vir 369 jaar staan die ark van God in die tabernakel by Silo. 369 jaar is daardie ark wat daar staan 'n verteenwoordiging van God met ons. God wat ons tot hier gebring het. God wat ons uitverkies het, Patrick. Ons is die Israeliete, sodat sy heerlikheid deur ons kan skyn. 369 jaar later gebeur die volgende. Daar's 'n moeder wat nie kan swanger raak nie. Hanna. En weet julle waarheen gaan sy? Waarheen gaan sy? Silo toe. Want wat is daar by Silo? Die ark van God.
Die belofte van God. En sy sit daar in die tempel en sy stort haar hart uit. En die Here is haar genadig en hy sê vir haar, ek sal jou moederskoot open. En wat sê sy? 1 Samuel 1 vers 26 en 27. En hierdie preek is alles Suzette se skuld. Ek het vir haar gevra, waaroor moet ek vir julle preek? En sy het gesê, tyd is min. En ons kom nie by ons dinge uit nie. Daar's net nie genoeg tyd nie. Dis wanneer dit gevaarlik raak in ons geloofslewe. En sy sê hier, ag my Heer, so waar as u siel lewe. My Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee, wat ek aan hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here. Al die dae wat hy leef, hy is aan die Here afgestaan. Hy het die Here daaraan bid. Samuel 2 vers 1, toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog, in die Here my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos ons God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermeentele taal nie uit jou mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis, en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Hier is 'n jong seun, wat 'n wonderwerk is, Samuel. En Hanna vat hom na die tempel toe en sy sê, as dit nie vir God was nie, sou Samuel nie gewees het nie. En ek beloof Here, hierdie kind van my, wy ek vir ewig aan u toe. En Samuel word groot daar onder die vlerk van Eli. Maar wat doen Eli? Wie is Eli? Hy is die rigter en hy is die hoëpriester. Hy is die een wat Israel moet lei. Maar Eli kan nie eers sy eie huis lei nie. Want Eli verkies sy kinders en hulle begeertes bo die wil van God. En die Here bring vir Samuel in hierdie huis. En daar lê Samuel en 3 keer word hy geroep in die aand. En die woord van God sê, Samuel het nog nie die woord van God of die stem van God geken nie. En die Here roep hom. En wat se boodskap bring Samuel en Eli? Just luister hierso. Luister hier. Wanneer ons sondetjies in individuele persone kies bo die wil van God. Luister. Ons is nou by 1 Samuel 3 en julle sien die oor raak slegter, né? Okay. 1 Samuel 3 vers 13. Geliefdes, en hierdie is belangrik. Hoekom is ons hier? Hoekom is ons hier? Waarna verlang ons? Die ewige lewe, is dit nie so nie? Wie wil die ewige lewe beerwe? Luister wat sê die Here vir Eli en sy huis gesê. En ek sal hom te kenne gee dat ek sy huis gaan oordeel. Tot in ewigheid oor die ongeregtighede wat hy geweet het. Sjoe, hy het geweet is verkeerd en hy het dit oorgesien. Want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffer
en spysoffer versoen word nie. Wie is die slagoffer en die spysoffer? Jesus. So die Here stuur vir Samuel na die hoëpriester Omani, né? Die ou wat in die tempel van die Here werk, en hy sê vir hom, daar's dinge wat jy oorsien, nie uit onkunde nie. Jy weet is verkeerd. En Eli, as gevolg van dit, sal selfs die bloed van die lam nie daarvoor versoening kan doen nie. Besef ons dit. As daar dinge is wat ek en u weet wat verkeerd is, en doelbewus hou ons daarmee aan, sal die bloed van die lam in ewigheid nie vir ons versoening daarvoor kan. Maar julle moet nie so doom en gloom like nie, daar's goeie nuus, want Samuel was 'n regverdige ou. Samuel was 'n seun, ten spyte van hierdie volk, wat getrou aan die Here gebly het. En kyk wat doen God. Nou gaan ons gaan. 1 Samuel 4 kom daar moeilikheid. En nou kom ons nader aan die Adventiste. Daar kom moeilikheid. Suzette, nou kom ons aan die gevaar, daar's nie tyd nie. Wie voel so? Daar gaan so verby, daar's nie tyd om alles te doen nie, en wat gee ons eerste op? Ons tyd met God en ons tyd met ons kinders, ons geliefdes, ons ouers, ons almal. Ons maak compromises. Tannie Elsie, as daar finansiële moeilikheid is, wat gee die mense eerste op alle debietordes? Versekering. In ons lewe, wat is ons versekering? Die genade van God oor ons lewens. Ons het debietordes in ons lewe wat elke dag afgaan. Karen moet beeste kry, sy moet nou leer hoe om hulle in te spuit, sy moet pille in die ore plant. En as harde werk, Karen, is dit nie, maak ek jy vir ons so? Daar sê, dis harde werk. En Karen, ek sê nie dit is so nie, ek maak hulle net van haar voorbeeld. Ek lieg eintlik oor haar, jammer oom Piet. Ek jokkie in die kerk oor haar. Ek gebruik haar net as 'n voorbeeld, want ek en Karen verstaan mekaar. Sy sê nee, joh. Is vroeg op, is laat aande. Sy stry hierdie stryd alleen. Die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan. En Karen dryf al hoe verder en verder weg van die Here af. En sy besef nie, sy dobbel met haar ewigheid nie. En dan gebeur die volgende. Ek is in 1 Samuel 4 vanaf vers 1. En die woord van Samuel het tot die hele Israel gekom. En Israel het uitgetrek vir die geveg, die Filistyne tegemoet. En hulle het laar opgestaan by Ebenezer, maar die Filistyne het laar opgeslaan by Afek. Wie van julle was al in 'n battle? In 'n geestelike battle? Is ons nie elke dag daar nie? Fight ons nie elke dag geestelike battles in ons lewens nie? Hoe fight ons dit, Janelle? Hoe fight ons dit? Kyk hoe fight Israel dit. Omdat Eli ongeruimdhede in sy huis toegelaat het. Patrick, hy wat die Here uitverkies het, om 'n groter rol te speel as net by sy eie huis, is ek reg? Patrick het vanoggend dit vir julle duidelik gemaak, dat almal hier het 'n rol. Almal hier is uitverkies. Nie net om 'n rol by jou huis te vertolk nie, maar ook 'n groter rol. En daardie sonde van Eli, sy seuns wat Eli toegelaat het, het deur die hele Israel 'n uitwerking gehad. Sodat die hele Israel afvallig geraak het. Terwyl hulle elke Sabbat na Silo toe gaan.
Toe die Filistyne hulle opstel om Israel te ontmoet en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan en hulle het op die vegterrein in die veld omtrent 4000 man doodgeslaan. Terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Hoe kan dit wees, oom Don? Dis die volk van God. En hier kom die Filistyne en hy verslaan hulle. Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring. O, jene boys, ons is in die moeilikheid. Die Here vra nie ons moet die verbondsark gaan haal nie. Ons gaan hom nou haal. En laat ons hom hier na ons toe bring, want dis ons hoe die Here werk, né? Hy's 'n genie. Laai teepot wat jy so vryf, die tee is nou klaar vir die maand, nou het jy tee nodig, nou vryf ons die pot. Wanneer ons in die moeilikheid is, kom ons, nou wil ons 'n verhouding met die Here bou. Dat dit onder ons kan inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande. Daarop die manskappe na Silo gestuur en hulle het verbondsark van die Here by die leeuskare wat op die Geribstroon daarvandaan gaan haal en die twee seuns van Eli, Hofni en Finehas, was daar by die verbondsark van God. Ek weet nie of hulle daar saam met hulle skelmpies was of wat het hulle gedoen nie. Was dit net hulle twee gewees nie, het hulle sondetjies saam met hulle gevat. Maar nou bring hulle die verbondsark nader. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot kruisgeskree is dit? In die laar van die Hebreërs, toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar gekom het. Daai ouens party toe. Dis speakers op die dakke, hulle gaan. Daar's 'n geluid en die Filistyne raak angsbevange en hulle sê, dis die einste God. Luister wat sê die Filistyne. Hulle sê dis die einste God wat Egipte met die plaag geslaan het nou in die laar van die Israeliete gekom. En die Filistyne sê, kom boys, nou moet julle wys julle is mans. Nou gaan ons gaan. Eers was hulle bang, maar hulle is bemoedig om te gaan. En hulle gaan en hulle slaan 30.000 Israeliete dood. Maar hulle doen iets anderste. Hulle vat die verbondsark van God daar weg. Wat is binne in die verbondsark? Die gebooie van God en die wet van Moses. Nou, hoekom het God hulle nie gered nie? Die ark was daar, maar God was nie daar nie. Ek vra weer, wat was daar binne? Die gebooie van God was hulle in die midde, maar God was nie daar nie. Hoe fight ons battles? Ek weet nie of julle dit opgetel het nie. Hulle het nie God geraadpleeg nie. God het nie vir hulle gesê, gaan plaas julleself by Ebenezer nie. Die gevaar van wanneer ons te ver van God al wegdryf. Nou kom die gebooie in hulle midde. Sure, die Here moet nie weet sy gebooie is dan nie. Ons hou die Sabbat. Né? Ons hou die Sabbat. Wat maak ons met die Sabbat? Hou ons dit so dat ek met ander beklei oor wanneer die regte dag is om kerk toe te gaan? Is dit hoekom die Sabbat in ons midde is? Daai ons het gedink, die kliptafels gaan hulle red. En dit het nie. Hulle het godsdiens gehad. Maar hulle het geen agting vir God en sy wet gehad nie. Hulle het nie geweet waaroor dit gaan nie. Maar die Here is goed. Want daar was 'n verbondsbelofte wat die Here met Israel gemaak het.
Hulle voer daardie ark na Filistia toe. En weet julle wat gebeur toe met die Filistyne? Hier is die Filistyne, die ark van God is in hulle midde. Hulle het die geleentheid om na die gebooie van God te kyk en tot inkeer te kom. Maar hulle doen nie, waar gaan sit hulle om? In die tempel daar langs Dagon. In die oggend toe hulle daar kom, toe waar lê die beeld van Dagon? Op sy gesig. Hulle sê, joh, hier moes 'n rukwind gewees het waarvan ons nie weet nie. Hulle tel die beeldjie op, volgende oggend, wat? Lê hy daar sonder armpies, dink die kop het afgebreek. En skielik wat gebeur met die mense? Hulle begin swere kry en die ou sê, joh. En hulle voer hom verder. En wat gebeur toe hy verder vervoer word? Daar weg. Die mense kry swere. Vir 7 maande lank reis die ark van God deur die gebied van die Filistyne. Hulle wat gekom het en die Israeliete verslaan het, want die Israeliete het God nie geken nie. En God is besig om die Filistyne vir hulle te verslaan. Hoekom? As gevolg van Samuel. Een getroue kind van God. Ek gaan julle baie verse spaar. 1 Samuel 6 vers 19. En hy het onder die mense van Bet-Semes 'n slagting aangerig. Hy het naamlik onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Here bekyk het. En die volk het getreur omdat die Here 'n groot slagting onder die volk aangerig het. Toe sê die manne van Bet-Semes, wie kan diens doen voor die aangesig van die Here? Hierdie heilige God. En na wie toe sal hy optrek van ons af? Daarop het hulle boodskappers gestuur na die inwoners van Kiriat Jearim om te sê, die Filistyne het die ark van die Here teruggebring. Kom af, bring dit op na julle toe. Toe die manne van Kiriat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal en in die huis van Abinadab op die heuwel gebring en laat sy seun Eliezer geheilig om die ark van die Here te bewaak. En vir 20 jaar loop die Israeliete en sak. Die ark is terug by hulle. Die Filistyne lê verwoes. Vol swere, 50.000 man verslaan. Maar die oorlog kom toe weer. Wat is die doel van die gebooie van God? Wat is die doel? Want ek kan vir julle een ding sê, in die kerk sien ek nie baie die doel van die gebooie nie. Die doel van die gebooie, Tannie Cheryl, is dat ek het kan lees, al 10 van hulle, né? En dan kan ek sien waar Anneliese tekort kom. Reg? Dit wys my Anneliese se foute, Patrick se foute, my oom se foute. Dis hoekom. Ja, wat is die anders te doen? Wat is die doel van die gebooie van God? Wil julle weet wanneer is die Heilige Gees hier? Wanneer hy ons nie verlaat het nie. Wil julle weet? 1 Samuel 7 vers 3. Maar Samuel het die hele huis van Israel gespreek en gesê, kyk, hierdie ouens loop nou vir 20 jaar en saamlik. As julle met julle hele hart tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Patrick, hoe moet ek my battles fight?
Hoe fight ons hierdie battles van ons? Deur om na die ark, die verbondsbelofte, die gebooie van God te kyk. En my tekortkominge daar raak te sien. En dan, wat ook al daar die afgode mag wees, te verwyder uit my lewe uit. My totaal en self oor te gee tot God. En dan ook my oorlog en my stryd en my battles tot God oor te gee. Met die wete dat daar 'n verbondsbelofte is. God het 369 jaar, of nou is ons al 389 jaar, ek kan nog bietjie wiskunde doen, later in die geskiedenis, daar by Silo het God 'n belofte aan die volk gemaak. Daai was hulle grond. Toe die Filistyne kom klop, toe het hulle nie 'n verhouding met die Here nie, so hulle fight hierdie battle in hulle eie vermoë. En hulle het nie geweet die Here se teenwoordigheid het hulle lankal verlaat nie. Al wat oor was die ark. Nou kom Samuel en hy sê, boys and girls, wil julle oorlog te gaan? Moenie die spiese skerp maak, die gewere se lope skoon maak nie. Kyk na jou hart hier binne. Kom tot ware inkeer. Verwyder uit jou lewe uit wat uit jou lewe verwyder moet word. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa. Dan sal ek tot die Here vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa en hulle het water geskep en dit voor die aangesig van die Here uitgegiet. En die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here vir ons God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Toe het Samuel 'n suiglam geneem, die lam van God, nadat hulle tot inkeer gekom het hy 'n suiglam geneem en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer. En Samuel het die Here aangeroep vir Israel en die Here het hom verhoor. Want luister, awesome, amazing. Stop fighting your own battles. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder onder die Filistyne. Die vorige fight, wie die geraas gemaak? Die Israeliete. Nou sit die Here onder die Filistyne. En hy het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel. Wow. Amen. Wanneer God in ons midde is, wanneer ons alles oorgee, wanneer ek besef, my werk hier by die kerk, is nie om hier te kom sit, om te kyk wat Maarten verkeerd doen nie. Kyk, daai ou kan net verkeerd doen. Ek dink nie, Maarten kan jy iets reg doen. Dis nie my werk nie. Wanneer ek hier kom sit, is my verantwoordelikheid om my sondes te bely. Om my gesinsbesondes te bely. Om seker te maak dat dit wat ek hier is by die kerk, ek ook by die huis is. Laat daar nie fanatisme sal wees nie. Enigste ding waar ons fanaties mag wees is Jesus Christus. That's it. Wat ek deursigtig sal wees. Dat ek by die huis 'n verhouding met die Here sal hê, ten spyte van die feit dat daar nie meer tyd in ons daaglikse lewens vir enigiets is nie.
Want ek wil julle verseker, as ons dit die prioriteit in ons lewens maak, sal daar tyd wees vir al die ander dinge. Martin Luther het geskryf en het gesê, die dag wat hy sy godsdiens versuim het, kon hy nie deur sy goed kom nie. Die dag wat hy 'n uur in die oggend aan die Here afstaan, kry sy take so gedoen in die dag. Moenie laat die duiwel julle tyd steel nie. Want as hy julle tyd steel, steel hy nie julle tyd nie. Hy steel God se geskape tyd met julle. En as hy dit steel, steel hy die beeld van God in ons. En as hy dit steel, dan steel hy die glorie van God uit ons midde uit. En as die glorie van God uit ons midde is, gaan ons onsself doodwerk. Ons gaan uitgeput wees, maar ons gaan nêrens wees nie. God eerste. Amen. Kom ons sluit die woord. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Liewe Heer, soms kan ons die hoëpriester wees, ons kan die rigter wees, maar ons kan vergeet dat U 'n heilige God is en dat U ons roep om heilig en sonder gebrek voor U te staan. Liewe Here, nou val ons, dit beteken nie ons val nie en dit beteken nie ons trap nie skeef nie, maar dat wanneer ons doen, ons moet weet dat ons moet tot inkeer kom. En is wanneer ons daardie verhouding met U het, wanneer U sal voortgaan en U glorie in ons midde, U heerlikheid, sal ons vyande verslaan. Ek bid vir hierdie gemeente met 'n nuwe blad wat voor hulle lê, 'n nuwe tydperk, laat hulle die ou dinge van die verlede sal agterlaat. Hulle het nou 'n nuwe skrip om te skryf. Maar mag hulle U toelaat om die skrywer te wees. Mag hulle self tot U keer en U toelaat om hulle te lei. Mag hulle glo in die verbondsbeloftes van U, dat dit nog steeds vandag van krag is. En U het beloof, U is met ons tot die einde toe. En mag hulle dit nie vergeet nie. Maar mag ons besef, daardie belofte is alleenlik geldig, wanneer ons getrou is aan U insettinge, en U woord en U insettinge sê, gaan maak disippels van al die nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer ons dit doen, weet ons is met U en U is met ons. Dankie vir die liefde en die genade. Wees met ons ook die res van die dag, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. En nou nog 'n liedjie sing, as ek reg. Ons gaan nou afsluit die sangsing van die 230, die 230. Amen.
Vorm ons en maak ons u eiendom. Herskape u beeld in ons, liewe Heer, sodat u glorie ten alle tye, u heerlikheid in ons midde sal wees. Liewe Heer, nie sodat ons daardeur verheerlik kan word en laat ons u heerlikheid kan gebruik om ander se donkerte uit te wys nie, maar sodat u heerlikheid die donkerte kan vul in ander en dat u heerlikheid ook daarin vervul kan word. Wees met ons waar ons hier uitgaan en mag hierdie gemeente Patrick se woorde onthou vandag, dat die Here, die een wat aan die regterhand sit van die Vader, het elkeen van ons wat hier is vandag uitgekies. Hoekom, weet ons nie. Dit weet u alleen in die alle wysheid. Maar u het ons uitverkies vir hierdie tyd en vir nou. Bring asseblief u heerlikheid terug, liewe Heer. En help ons om totaal en al oor te gee. Verwyder die gode uit ons lewens uit. En mag ons weet en bewus wees van u teenwoordigheid in ons lewe elke dag. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.